Salams and welcome. Thank you for joining me in part number 15 of the Afrikaans reading of the Quran, die Heilige Quran. Die Heilige Quran by Imam M. A. Baker. If you want extra copies of the Quran in various languages, English, Afrikaans, Xhosa, Zulu, Oshiwambambo, Burundi, and other publications, please contact the IDM or contact the IPCI, contact the Muslim Judicial Council, Muhammad's Hardware. This particular copy of the Quran, I've received it from Muhammad's Hardware via my friend Musa's Insurance Brokers, John Musadada. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them. Right, so we are busy. And as we mentioned, there are 114 chapters in the Quran. We are busy with chapter number 2, Surah Al-Baqarah, Decree. And we are busy with part number 15. Right. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Afdeling 3. Die goddelijke eenheid. I'm just switching some of this lights off because the reflection is affecting my eyes, but I just hope that you can still see this. Afdeling 3, die goddelijke eenheid. O mensdom, dien julle Heer, Allah, wat julle en jul voorsate geskape het, sodat julle Godvreesend kan word. Dit is Hy wat die aarde as 'n rusplek vir julle gemaak het, en die hemel as 'n gewelf, wat reën uit die wolke afstuur, om vir julle vrugte en voedsel te laat voortspruit. Aanbied geen ander gode naas Allah nie, terwyl julle hierdie dinge weet. En as julle twyfel aan die dinge wat ons aan ons dienaar geopenbaar het. Punt nommer 3, wat is dienaar? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En as julle twyfel aan die dinge wat ons aan ons dienaar Muhammad sallallahu alaihi wasallam geopenbaar het, bring dan 'n soortgelyke hoofstuk voort en roep jul helpers behalwe Allah aan, as julle die waarheid liefhet. Maar as julle dit nie kan doen nie, waak dan teen die vuur waarvan die brandstof mense en klippe is. Dit is vir die ongelowiges voorberei. En gee 'n blye tyding aan hulle wat glo en goeie dade doen, dat daar vir hulle tuine is, waardeur riviere vloei. Telkens as hulle met 'n deel van die vrugte daarvan begunstig word, sal hulle sê, dit is waarmee ons reeds voorheen gevoed is, want 'n soortgelyke deel word hulle toebedeel, en daar sal vir hulle reën met geselle wees om saam daarin te vertoef. Voorwaar, Allah agt dit hom nie onwaardig om 'n muskiet of enig iets grootes as 'n gelykenis voor te hou nie. Wat die gelowiges betref, hulle weet dat dit die waarheid van hul Heer, Allah subhanahu wa ta'ala is. En aangaande die ongelowiges, hulle vra, wat bedoel Allah met so 'n gelykenis? Baie mense laat hy daardeur verdwaal, en baie mense lei hy op die regte weg, en hy laat slegs die oortreders daardeur verdwaal. Wat die verbond met Allah verbreek,
nadat dit bekragtig is en van mekaar skei, wat Allah gebied het om verenig te bly, en wat op die aarde onheil bewerk, hulle sal die verloordes wees. Hoe kan julle Allah verloon, aangesien julle leweloos was, en hy aan julle die lewe geskenk het? Hy sal julle laat sterwe, en julle weer lewendig maak, en julle sal na hom terugkeer. Dit is hy wat alles op aarde vir julle geskape het, waarna hy homself na die hemel gekeer en dit tot 7 hemele vervolmaak het, want hy alleen het kennis van alles. That brings us to the end of 15. Join me in the next episode, which is episode number 16, and we are still busy with Surah Al-Baqarah, hoofstuk 2, die 3. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.